Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend by die huis van die Here. Dis 'n voorreg om saam met u hier te kan wees. Ek's dankbaar dat ons so saam kan wees om ook die woord van die Here te kan oordink. Ek wil net aan die begin sommer om verskoning vra. Ek was die week so 'n bietjie siek en my stem is maar nog nie heeltemal lekker nie. So as ek hoes of as ek 'n sluk water vat tussendeur waar ek nie gewoonlik doen nie, verskoon dit maar asseblief. Maar ons is dankbaar dat ons ook hier in die huis van die Here kan wees. Geliefdes, kom ons sit net so, dan sing ons as voorsang saam, Gesang 162. Gesang 162, daar van die eerste, die tweede en ook die derde vers. Gesang 162, al drie die verse, terwyl ons net so sit. Dus ons gaan nou geleentheid gee vir die stilgebed en na ons stilgebed gaan ons saam sing die Onse Vader Gesang 95. Ons gaan die Onse Vader staande saam sing waar nie ook staande kan bly vir die fotum en die seën en na die seën gaan ons saam sing Gesang 170 as loflied. Gesang 170 daarvan vers 1, 2 en 3. Gesang 170 vers 1 tot 3 as loflied na die seën. Geliefdes, maar kom ons sit net so, dan word ons stil voor die Here. Amen.
Die Here is koning, laat die volke bewe. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20, en na die wet gaan ons saam sing Gesang 69. Gesang 69 daarvan die eerste vers. Gesang 69 vers 1 na die wet, en dan kan u ook die Psalm en Gesangeboeke oopmaak by Gesang 158. Gesang 158, en daarvan gaan ons sing vers 1 en 3 na die belydenis van ons geloof. Gesang 158 vers 1 en 3 na die belydenis van ons geloof. Geliefdes, kom ons luister dan nou na die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want
In 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, ons lees in Spreuke 28 vers 13, hy wat sy oortredinge bedek, sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Daarom aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en wat in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat hy toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy ook in die sonde bly volhard. Geliefdes, ons aanbid 'n genadige God, en in hierdie tyd van die jaar dink ons ook weer aan die geboorte van sy seun, wat die offer aan die kruis vir ons was. En daarom kan ons ook vanoggend ons geloof bely, en ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen.
Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend uit sy woord uit Matteus 2. Matteus 2 en ons gaan lees vanaf vers 1, maar die kernvers is vers 11. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. Ons lees saam Matteus 2 vanaf vers 1. En toe Jesus te Bethlehem in Judea gebore is, in die dae van koning Herodes, het daar wyse manne uit die ooste in Jerusalem aangekom en gesê, waar is die koning van die Jode wat gebore is? Want ons het sy ster in die ooste gesien en gekom om hom hulde te bewys. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontsteld en die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerdes van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen waar die Christus gebore sou word. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Judea, want so is daar deur die profeet geskrywe. En jy, Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die vorste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voortkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. Toe het Herodes die wyse manne in die geheim geroep en hulle na die tyd van die ster se verskyning uitgevra. En hy het hulle na Bethlehem gestuur en gesê, gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie. En as julle hom vind, laat my weet, sodat ek ook kan gaan en hom hulde bewys. En nadat hulle die koning aangehoor het hulle vertrek. En kyk, die ster wat hulle in die ooste gesien het, gaan voor hulle uit, totdat hy kom en bly staan bo oor die plek waar die kindjie was. En toe hulle die ster sien, het hulle hom met baie groot blydskap verheug. En hulle het in die huis gegaan en die kindjie by Maria, sy moeder, gevind en neergeval en hom hulde bewys. Daarop maak hulle hul skatte oop en bring vir hom geskenke, goud en wierook en mirre. En omdat hulle in 'n droom 'n goddelike waarskuwing ontvang het om nie na Herodes terug te keer nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land teruggegaan. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor die Here in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, aan U kom toe die lof en die eer in die hemel en op aarde. Here, en hoe lieflik is dit om in hierdie oggend weer die boodskap te hoor van 'n kind wat gebore is. Die stal van Bethlehem lê die Jesuskind, die koning van die Jode, die koning van die wêreld. Here, en soos die wyse manne wat voor die krib kom buig en hulde bring aan die kind, staan ons ook vanoggend en ons vereer U naam. Ons loof U in sang, Here, en ons buig U ons voor U neer. Here, dankie dat ons ook in U verlossing kan deel. En dat ons deur die bril van die Bybel en die bril van die kruis kan kyk na die Jesuskind se geboorte en dat ons saam met die wyse manne in hom hulde kan bring. Here, ontvou daarom vir ons die woord vanoggend, dat ons kan hoor wat U vir ons wil sê. Spreek U met ons elkeen, spreek, want U diensknegt en U diensmaagd wil luister. En werk so met die Gees in ons harte, dat dit rustig word. Dat ons van die dinge van die wêreld sal vergeet en op U gefokus sal bly, sodat U woord ook by ons ingang vind. Nou Here, skryf dit nou op die mure van ons harte, dat ons dit nooit sal vergeet. Ons bid dit nie in onsself nie, maar in naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus,
Die feestyd is een van die lekkerste en die mooiste tye in die jaar. Want wetend of onwetend, verkondig die hele wêreld die geboorte van die Heiland en Saligmaker Jesus Christus. En hulle doen dit deur 'n klomp gebruike wat ons ook al bestudeer het. Ons het al gaan kyk hoe die gebruike van die wêreld soveel simboliek het wat wys na Jesus Christus toe. So het ons gesien dat die liggies waarmee mense so graag hulle huise versier, eintlik 'n heenwyse is na Christus wat die lig van die wêreld is. Die lig wat in die duisternis ingebreek het en die duisternis verjaag het, maar ook die lig wat in ons lewens kom skyn het. Daarom word ons gestuur om kinders van die lig te gaan wees. Ons het gekyk na die simboliek wat aan die boom gekoppel word, hoe dit 'n immergroen, 'n boom is wat altyd lewe het, altyd groen is, en net so vind ons in Christus die ewige lewe. By die kersboom is daar groot vreugde, groot vrede te vind. Net so is daar by Christus die ware saligheid gevind. En selfs die datum, geliefdes, 25 Desember. 'n Dag wat heel waarskynlik nie Jesus se geboorte is nie, is 'n dag wat die kerk oor al die eeue al gebruik as 'n herdenkdag van die geboorte van Christus. Is 'n dag waarop ons nie die wêreld gelyk word nie, maar waar die wêreld ons gelyk word. Dis 'n dag waar ons weer dink aan die geboorte van Jesus Christus en die wêreld verkondig dit. Selfs die naam Kersfees of in Engels Christmas wys na Jesus Christus toe. Met die Kerssangdiens het ons stil gestaan by ons geleesde gedeelte vanoggend en ons het gekyk na die ster. Die ster wat 'n rigtingwyser is na Christus toe. 'n Rigtingwyser wat vir ons wys waar die weg lê. En as ons daardie weg volg, sal ons ook terugkeer na ons Vaderhuis toe. En dis alles baie mooi. Dis alles goed as ons deur die regte bril daarna kyk. As ons deur die regte bril na al hierdie goed kyk wat die wêreld gebruik en ons sien Christus daar agter, dan word dit 'n wonderlike geleentheid, 'n wonderlike tyd van die jaar. 'n Vreugdevolle tyd. Maar as ons Kersfees deur die bril van die wêreld kyk, dan het dit katastrofiese gevolge. Want dan saag ons dit af tot iets wat dit nie is nie. Dan verminder ons dit tot 'n wêreldse ding. Dan gaan dit oor geld maak. Dan gaan dit oor die mense. Dan verloor die feestyd sy dieper betekenis. En daarom is dit nodig dat ons vanoggend die bril van die Bybel opsit, ook as dit gaan oor die geskenke wat die wyse man aan Jesus bring. En geliefdes, ons het al na die geskenke gekyk. Ons het dit al in diepte gaan bestudeer deur hierdie bril, maar dit is nodig dat ons vanoggend weer daarna kyk, want daar's nog iets meer. Daar's iets dieper wat hier vir ons op die tafel neergesit word. Nou geliefdes, die geskenke van die wyse manne is waardevolle items. Diersame goed. Ons lees dat hulle skatte oopgemaak het en vanuit hierdie skatte uit het hulle vir Jesus die geskenke gegee om aan hierdie kind hulde te bewys. 'n Skat is tog nie iets wat sommer goedkoop is nie. Dis 'n diersame ding, 'n ding wat jy beskerm, 'n ding wat jy vir jouself wil hou, wat jy nie wil weggee nie. En tog is die doel van hierdie geskenke om hulde te bring aan die kind. Daarom gee hulle in oorgawe die geskenke aan die Jesuskind. Hulle lê dit voor sy voete neer as 'n offer aan hom om aan hom hulde te bring. Daarom is die doel van die geskenke baie belangrik en ons moet dit altyd in gedagte hou. Nou geliefdes, hierdie geskenke van die wyse manne is deels die gedagte hoekom ons aan mekaar geskenke gee.
Dit is 'n herinnering dat die geskenke ook gebring word en dat daar liefde en eerbetoning in hierdie geskenke opgevat is, maar geliefdes, dit is nie die enigste rede nie. Inteendeel, behoort dit die mindere betekenis agter die geskenk te wees. Die geskenke wat ons bring, wys heel eerder na Jesus Christus wat die groot geskenk is. As ons vir mekaar geskenke gee, dan herinner dit ons hoe hy mens geword het. Aan die kruis sy lewe afgelê het en hoe hy vir my die saligheid deur sy bloed gebring het. Ons moet veel eerder Christus in ons geskenke raak sien as wat ons hierdie ou geskenkies, die wêreldse geskenke van die wyse manne beleef. Want as ek deur die wêreldse bril na hierdie geskenke kyk, dan hoor ek al die argumente. Maar hoekom gee julle vir mekaar geskenke? Hierdie geskenke is dan vir Jesus gegee. Hoekom vir mekaar? Dit is so mensgesentreerd, dit moet vir Christus wees. Daarom veel eerder fokus ons by die geskenke op Christus as die groot Kersgeskenk. Maar tog is dit belangrik dat ons terug moet kom en kom kyk na die geskenke wat aan Jesus gegee word, want daar is iets baie belangriks wat hier vir ons opgeteken word. Die eerste geskenk, die goud. In die Ou Testament het die goud 'n baie belangrike rol ingeneem met die oprigting van die tempel. God het voorskrifte gebied vir Salomo oor hoe die tempel opgerig moet word en daar was offers nodig van suiwere goud, gelouterde goud, goud sonder enige effekte wat daarmee saamkom. En hierdie goud is gebruik om die tempel op te rig, sodat dit heilig en rein voorkom. Die mense moes die offer na die tempel toe bring, sodat die tempel daarmee opgerig kan word. En nou is daar mense wat dit sal hoor en onmiddellik 'n lyn trek na Christus toe. Christus is mos die tempel, die goud wat gebring is om hom heilig en rein op te rig. Nou geliefdes, ons moet versigtig wees as ons daai stelling maak. Ons moet versigtig wees, want daar begin 'n mens goed in te lees. Goed wat nie vir ons gesê word nie, maar veel eerder moet ons hierdie goudgeskenk sien as presies wat dit is, 'n geskenk aan 'n koning. 'n Geskenk waardig om sy heerlikheid tentoon te stel. 'n Geskenk wat die heiligheid van die Jesuskind beklemtoon. 'n Offer wat gebring word om hom te vereer. Die tweede geskenk, die wierook. Iets wat amper sinoniem geword het met die offers in die Ou Testament, want ons lees baie keer daarvan hoe dit as deel van die reukoffer gebruik is, en selfs deel van die spysoffer gebruik. 'n lieflike geur word daar uitgebring wanneer jy dit aan die brand steek, en daarom is dit deel van die offerdiens gewees, maar selfs vandag nog kry jy kerke wat wierook brand as deel van hulle liturgie. Jy dalk iewers in 'n storie al gesien hoe 'n Katolieke priester met so tou loop en hom swaai voor hom, en aan die punt van die tou is daar 'n houertjie, en as jy mooi kyk is daar altyd rook wat uitkom, want daar's wierook wat daar binne gebrand word. En dit is 'n manier om die liturgiese ruimte skoon te maak en heilig te maak voor hulle erediens. Wierook het dus sinoniem geword met offers. Nou die wierook geskenk wat aan die Jesuskind gebring word, wys eerstens na Christus wat die offer is. Hierdie geskenk dien as deel van die offer wat gebring word om die lieflike geur uit te bring, maar meer nog is dit 'n offer aan God. 'n Offer wat by die koningskind se voet neergelê word. Die laaste geskenk, die mirre.
In homself het hy 'n lieflike geur, hy ruik sommer aangenaam, maar dis 'n kry wat baie eerder gebruik was om as 'n medikasie te dien. Dit het 'n antiseptiese uitwerking gehad. So as iemand seer gekry het, het hulle hom gewoonlik met die wond besmeer sodat die wond nie septies word nie. Maar sy hoofgebruik was om te dien as een van die bestanddele by die balseming van 'n persoon wat oorlede is. Dit was 'n laaste eerbetoning aan daardie persoon om hom met mirre te balsem. Dit was 'n verheuging van daardie persoon, want daardie persoon is belangrik. Jy het aan hom hulde gebring daardeur. So sien ons dat dit die enigste geskenk is wat by die geboorte en die sterwe en begrafnis van Christus gevind was. 'n Duursame ding. En hier kom die wyse manne en hulle lê dit voor die Jesuskind neer. 'n Offer wat ook wys na die uiteinde van Christus, sy sterwe. Nou geliefdes, die geskenke wat by die kind in die krib neergelê word, is belangrik. Want dit word gebring om hom te eer en ons moet belangrik dit ook onthou, dit word aan hom gebring. As ons hierdie teks lees, moet ons dus nie die vraag laat by ons opkom, maar wat kry ek vir Kersfees? Of selfs, wat gee ek hierdie Kersfees nie? Nee, dit moet veel eerder gaan oor, hoe vereer ek God in hierdie Kerstyd? Dit gaan nie oor die geskenk wat ek ontvang nie. Maar hoe lyk ons offers gedurende Kersseisoen? Vereer ons nog die Jesuskind soos die wyse manne? Lê ons nog die geskenke neer voor die kind in die krib? Of het dit meer begin gaan oor die geskenke wat ons vir mekaar gee? Want geliefdes, anders as die wyse manne het ons die voorreg om vandag deur die bril van die kruis hierna te kyk. Ons sien die groter prentjie, ons sien hoe hy die ware geskenk is, hoe hy sy lewe vir ons gegee het. Behoort ons nie dan juis met groter oorgawe die geskenke voor die kind neer te lê nie? Die verlossing wat ons ontvang het, moet dit nie juis soveel dankbaarheid in ons werk, dat ons hierdie Kerstyd vir hom ook die offer wil bring nie? Het ons maar vir Christus op sy geskuif, sodat ek vir my geliefdes groter, beter, belangriker geskenke kan gee. Daarom sal ons hierdie Kerstyd opreg moet ondersoek instel. Hoe lyk die offer wat ek voor die Jesuskind neerlê? Bring dit aan hom hulde. Vereer dit hom. Want geliefdes, in die krib lê 'n kind. Sy naam is Jesus. En aan hom kom toe die lof en die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat ons vandag weer in die huis kan wees. Dat ons die woord kan hoor wat U vir ons gee. Here, dat ons ook opgeroep word om hierdie Kerstyd U met woorde, dade, maar ook ons offers te verheerlik. Here, gee dat ons nie U op sy sal skuif om die wêreldse dinge na te streef nie, maar dat ons ook aan U die nodige eer sal bring. Here, dankie dat ons in U liefde kan leef en dat ons in dankbaarheid voor U kan wees.
Ons bid dat U met ons gemeente sal gaan in hierdie Kerstyd, waar baie van ons op die paaie gaan beweeg, waar ons families toe gaan en Here gaan wegbreek vir 'n welverdiende vakansie. Bid ons dat U ons ook sal veilig hou. Maar gee dat ons nie U sal vergeet nie, maar dat ons hierdie Kerstyd aan U sal vasleef, as ons ook die dinge van die wêreld beskou. En ons bid hierdie dinge nie in onsself nie, maar in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefdes, as slot sing ons saam Gesang 152. Gesang 152, kom alle getroues vrolik en vol vreugde, o kom in die gees na Bethlehem. En ons gaan sing vers 1 en vers 4 van Gesang 152. Gesang 152 vers 1 en 4, kan ons staande sing, dan kan die staande bly vir die seën. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons kry dan nou ook die geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. Liefdes, net die volgende afkondigings namens die kerkraad. Vir voorbidding dink ons aan ons gemeente en al ons lidmate, veral ook in hierdie tyd waar baie van ons op die paaie gaan en baie van ons bietjie wegbreek vir die feestyd, bid ons dat die Here ons ook sal lei en sal terugbring. En as ek u dalk nie volgende Sondag sien nie, ek hoop almal van u is hier nog volgende Sondag. Geseënde Kerstyd ook vir u almal. Liefdes, dan is ons bly dat al ons jong manne is terug. Jandrey was die laaste een wat ons nog voor gewag het, maar ons is bly julle is hier en ons bly julle is veilig. Ek hoor hy sê hulle suffer net so bietjie in die hitte, want hulle kom van minus temperature af na ons warm wêreld toe. Maar geniet die tyd ook by die huis. Ek seker julle geliefdes is baie bly julle is hier, maar ons is almal dankbaar julle is veilig terug ook. Liefdes, dan vir huisbesoeke kan u my of die kerkraad kontak waar dit nodig is. Ons wil dankie sê vir Tannie Hanlie. Ek sien nou vir Tannie nie baie dankie vir die speel van die klavier vanoggend. Dit is altyd lekker om saam te sing. Geliefdes, dan eredienstye
of eredienste in Desember en Januarie. Hierdie komende week Dinsdag is geloftedag en ons voorouers het die gelofte afgelê en ons is daardeur ook gebind. En daarom is dit ook ons voorreg, ek sê dis nie 'n verantwoordelikheid nie, dis 'n voorreg om hierdie jaar die 16 Desember weer as 'n dankdag te kan deurbring. En ons hoop dat u ook in die omgewing die geloftefeeste sal bywoon. Ek self preek in Korsika by die geloftefees en ons sien baie uit om dit ook hierdie jaar saam met die fees daar te kan deurgaan. Maar geliefdes, behou die gelofte, kom by 'n fees uit asseblief. En dan die 21ste volgende Sondag het ons kerkdiens gewone tyd. Dit is die Kersdiens. Dit gaan 'n Kersboodskap wees ook Sondag, want ek is van die 22ste, dis volgende week Maandag op verlof. Dan het ons die 25ste en die 28ste nie eredienste nie. So Kersdag self het ons nie erediens nie, die Sondag daarna is nie erediens nie, en dan die 4de en die 11de Januarie sal daar weer dienste wees. Daar is gesê ek moet nie, daar is gesê ek moet. Dit gaan leespreke wees, maar net omdat 'n leespreek is, beteken nie dis minder nie. Ons glo die Here spreek deur 'n leespreek net so hard soos 'n gewone preek. So asseblief woon ook die eredienste by. Dit is die opdrag van die Here. En dan van die Sondag daarna sal ek 'n nuwejaarsboodskap lewer, die 18de, en dan gaan ons met die res van die jaar ook gaan aan. Geliefdes, dan deurkollekte vanoggend is vir diens van barmhartigheid. Jy sou sien Tanya Nel het dit op die groep gesit. Die bordjies is by die deure beskikbaar. Susters aksie, blomme en tee vir Desember is week 3. Kom drink almal asseblief saam 'n koppie koffie en tee en kom kuier ook lekker saam vandag. Verbondsonderrig geen, die kinders moet die vakansie geniet. En dan geliefdes boeke, die boodskapper vir Desember en Januarie is in die saal beskikbaar. Dit is gefokus op die Kerstyd en dan is daar ook 'n paar artikels gefokus op die geloftefees en die beloftes wat afgelê is daar. Kyk gerus. En dan die kalender van 2026 is ook in die saal beskikbaar. Daniel het die name opgeskryf, so vat asseblief u eie kalender en jy sal sien die name is op. Geliefdes, dis die afkondigings. Ek hoop u het 'n geseënde Sondag verder. Kom kuier asseblief lekker saam met ons ook nou met 'n koppie koffie.